is dan Sabbat vanmorgen. Die is stoele broer. Die reg. 28 Februarie, einde van die maand 2026, lesing 97 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons luister nou na 'n beredenering tussen Cornelius en Philippot en Yeshua. En van die goed is redenasies wat ek maar gedink het om nie in te gesluit het nie. So ek het een hoofstuk oorgeslaan, want ons tyd is altyd beperk. En ek het nou hoofstuk 182, die verganklikheid van die verstand. In die vorige lesings het hulle nou maar geredeneer oor die verstand. Ons weet dat die verstand is juist die plek waar Satan jou vang. 'n ware bekering is 'n pad van die verstand na die hart. En dit is omtrent 300 mm, 'n lineaal lengte. En dit vat die meeste mense 'n hele lewe, 'n lewenstyd. En party kom glad nie eers na 'n lewenstyd daarby uit nie. Maar dit is 'n afsak, 'n nederig word, 'n deemoedig word, en Vader vanuit daardie deemoedige posisie te herken en te aanbid, deur werke van liefde. Daar is niks anders te. Wat dink jy kan jy vir Vader gee om hom tevrede te stel? Want niks wat jy het hy nie in elk geval vir jou gegee nie. So hy kan geen offer vat van jou nie, want alles is van hom. Die enigste ding wat nie van hom af is nie, is jou liefde vir hom en jou liefde vir jou naaste. Dit moet jy self ontwikkel. Maar nog gee hy jou die krag daarvoor. Maar daar laat hy jou alleen, en daar laat hy jou dat jy self die wilsbesluit neem om liefde te word. Dit word nie gedwing nie. Opskrif is nou die verganklikheid van die verstand, hoofstuk 182. Nou kom ek Yeshua weer heeltemal wakker regop en sê met 'n baie vriendelike gesig aan Philippot: O glad nie, jou beskouing oor die verskil tussen 'n engel en 'n ware mens van hierdie aarde is baie korrek. Dit is presies soos wat jy dit verstaan het, en ook so voortreffelik uiteengesit het. My ligte sluimering was maar net 'n gevolg van liggaamlike vermoeidheid, want ons het nou byna 2 volle nagte gewerk. Maar, omdat jy nou tog al so 'n platoniese wyse is, gee jy dan nou maar die werklike verklaring vir my afdaling in die vlees na hierdie aarde. Wat my gees is en ewig was, dit weet jy. Ek het egter ook 'n liggaam van vlees en bloed, net soos die ander mense. Dit sien jy en voel jy net so goed soos almal hier aan tafel. Waarom het ek 'n sterflike omhulsel om? Waarom bekleed die diepste grond van al die bestaan en lewe hom met 'n omhulsel van die duidelikste sterflikheid? Moet dit so wees? Of is dit maar een of ander gril van die ewige goddelike gees, wat in my is, bly en werk? As jy dit tot volle tevredenheid vir my kan uitlê, sal jy reeds in die lewe 'n wysheidsprys uit die hemele te beurt val. En ek dink elkeen van ons kan maar weer luister, hoekom hy 'n sterflike wese moes word. Nou sê Philippot: Meester, eerlik gesê, vermoed ek dit, en in my lewensnag sien ek die skemering soos baie vroeg in die oggend. Duidelik skenk u barmhartigheid dit vir my, o Meester. Ja, ek voel die eindelose grootsheid van wat aanskoulik gemaak moet word, maar woorde ontbreek my daarvoor. Eone aardse wysheidsvolsinne is nie in staat om dit te omskryf nie. Jy sou 'n heilige geestelike taal moet hê, wat almal sou moes verstaan.
anders sou 'n mens vir dowemans ore spreek. Maar hoe sou jy ten eerste aan so 'n taal kan kom? En hoe sou jy ten tweede die mense se goeie begrip daarvoor kon bybring? Kyk, o meester, dit is na my mening baie belangrike voorwaardes, waar sonder 'n uitleg op so hoë wysheidsvlak volkome onmoontlik sou wees, of sal wees. Desondanks voel ek baie lewendig die groot en heilige wonderbaarlike waarheid in my. Daarnaas voel ek egter ook die totale onmoontlikheid om met ons armsalige woorde hierdie grootste en mees heilige van alle waarhede ten behoeve van 'n goeie begrip behoorlik te omskryf. Sou u, o meester, hierdie rede goedgunstig wou aanvaar en my daarom ontslaan van so buitengewoon moeilike en diepsinnige wysgeerige beskouing? Nou sê Joshua, ag, dit is niks nie. Daar is haas nie soveel daarvoor nodig soos wat jy dink nie. In die verstand, waar die siel gewoonlik haar wysheid opdoen, sal jy wel moeilik die geskikte woorde hiervoor vind. Maar in jou hart, wat die draer van die gees uit die hart van Elohim is, sal dit beter wees. Soek daar, en jy sal vind dat ook die grootste wysheid met die eenvoudigste en mees beskeie woorde van die wêreld baie beter en vir elkeen meer verstaanbaar uiteengesit kan word, as met die verhewe woorde van Salomo se wysheid. Waarvoor maak die Hooglied sin, as jy na die 1000ste keer wat jy dit gelees het, net so min daarvan verstaan, as met die eerste keer? Maar Salomo moes so skryf, omdat dit toe nog nie die tyd daarvoor was, om die onbekwame mense, wat in hulle harte nog totaal geen gees gehad het nie, die diepste geheime van die hemel heeltemal te onthul nie. In steede daarvan moes hy slegs baie beperkte sinspelings maak, om die siele attent te maak op dit wat moes kom, maar daar was geen sprake van begrip nie. En ek wil net so 'n bietjie by die Hooglied van Salomo vas staan, wat ons by Dogter van Sion deur Vader se genade die openbaring gekry het wat dit voorstel. En dit stel niks anders voor as die eindtyd huwelik tussen die bruid van Joshua, ons, en Joshua nie. Dit het niks met Salomo en sy meisie te doen nie. Baie mense maak dit af dat dit Salomo se besinging van een van sy honderde vroue was nie. Nee, dit was op so wyse gegee, maar dit het net betrekking op die bruid. En wat jy en ek moet doen is, ons moet die simboliek wat daarin is, moet ons verklaar aan die hand van die res van die skrif wat simboliek vir ons gee. Hy praat baie goed van gemsbokke en van lammers en van dagbokke en duiwe en blomme, verskillende soorte, roos van Saron en alles. En dit alles is simboliek wat 'n betekenis het in die gees. Maar wanneer jy dit, soos hy sê, 1000 keer deurlees in die vlees, dan maak dit nie sin nie. Dit is heeltemal die mekaar. Want Salomo het van sy Hooglied net so min soos jy verstaan. As hy begrip sou gehad het, sou hy nie gesondig het nie, en geen volleerde afgode dienaar en duisendvoudige egbreker geword het nie. Maar dit wat hy deur die gees van Elohim, wat op sekere oomblikke sy siel verhelder het, geskryf het, is tog suiwer Elohim se woord, maar nie gegee om verstaan te word deur die verstand nie, maar in die hart deur die goddelike gees wat daartoe in staat was. Dit was egter eers in hierdie tyd, sedert my koms, by wyse van uitsondering in die harte van 'n beperkte aantal mense gelê, dat hulle my moes herken, verstaan en begryp
ter wille van hulle self en ook van vele ander mense wat nog geesloos was. En so geld dit nou vir ons 2000 jaar gelede ook, vir 'n beperkte aantal mense wat Yeshua erken, naamlik dat hy die manifestasie van die hemelse Vader Gees is op aarde in vlees. Daardie openbaring het nie so baie mense nie. Selfs mense in ons eie geleedere sukkel daarmee. Want ons kom uit 'n misleidende skool uit. Ons ouer mense was almal in die kerk. En dit was 'n drie gode dom, driekoppige God, maar dan sê hulle dis een. Maar dan kan jy nie verduidelik na watter een van die manlike persone moet jy nou heen bid elke keer nie. 'n Vader, 'n Seun, of soos die NG Kerk dit sê, 'n derde manlike persoonlikheid, die Trooster of Waarheidsgees. En daar is altyd twyfel, as jy nie soos 'n kind gaan staan of sit en dink oor hierdie dinge nie. En eers wanneer jy soos 'n kind in jou hart uitreik na Vader, openbaar hy homself deur Yeshua aan jou. En dan is dit eenvoudig. Dan is Elohim, wat 'n meervoudswoord is, 'n familie van 'n vader en 'n moeder wat een is, twee wat een is, 'n positiewe polariteit en 'n negatiewe polariteit, waar die Vader Gees sê, ek wil, en die Moedergees, die negatiewe polariteit, voer dit oombliklik uit. Soos wat ek vir Erna gesê het, ek wil graag 'n kind hê. Toe sê sy, maar ek ook, en ek sal vir jou 'n kind gee. Ek kan nie die kind kry nie. En so is die skepingsgees in die heelal, is 'n vroulike eienskap van voortbringing en voortplanting van alles, nie net kinders nie. Elke dingetjie wat jy kan aan dink in die heelal, van die kleinste wurmpie tot die grootste walvis wat op aarde swem. Dit alles het die goddelike Gees voortgebring op instruksie van die Vader. En nou as jy soos 'n kind moet dink, hoe gaan jy vir 'n 4-jarige kindjie, sê maar so 'n laaitjie, sê, hoor jou seun, kan jy vir my asseblief die drie-enigheidsgod vir my beskryf? Hy sal jou so aangaan met wat hy doen. Maar as jy vir hom sê, Boetie, waar's pappa? En wys hy, daar's pappa. Waar's mamma? Nee, daar's mamma. Waar's Boetie en Sissie? Nee, daar's Boetie en daar's Sissie. Halleluja! Jy verstaan die Godheid. Want hy sê ons moet soos kinders word. Want die Godheid is 'n familie. En die familie het kinders op aarde gevestig, geformeer, Adam en Eva. En daar was 'n wyse rede daarvoor, want daai kinders wat geformeer was uit die hemele uitgeskop as geesteswesens. En hulle moes nou terugkom. En daarom het hy 'n materiële ryk gevorm, sodat ons vir 'n beperkte tyd kan leef en kan sterf, en ons siele, as dit die doel beantwoord het wat vir ons gestel is, kan die siel weer terugkom in die Vaderhuis en weer Boetie en Sissie wees saam met al die oneindige biljoene of eons van ander engele en gestorwenes. So eenvoudig soos dit. En as jy die Godheid so het, dan kan niemand ooit vir jou die mekaar maak nie. En die menswording van Yeshua was maar net nog 'n stapie nader van Vader, waar hy gesê het, weet jy, ek wil kinders in my huis hê, maar my kinders moet my kan sien. Ek is te oneindig groot. Ek is ewig lewende lig en vuur. Hulle kan nie naby my kom nie. Hulle kan hulle nie eers bedink hoe en wie ek is nie. Ek is te groot. Kom, ek formeer myself. Ek kies vir my 'n omhulsel en ek word mens op aarde.
sodat hulle as kinders hulle pappa kan herken. En dit is wie Yeshua was. En nog steeds en vir ewig is, en nou een is met die Vader, maar sigbaar vir ons in hierdie dimensie. En weer eens, as jy dit sien, dan sal jy hom in jou hart lief kry, want nou kan jy hom visualiseer as hierdie Godheid wat mens geword het, wat nog steeds die manlike en vroulike beginsel van skepping in hom het, maar nou vir ons verstaanbaar, sigbaar, en hy is daar sodat ons hom kan lief kry, soos wat 'n mens jou eie pa sou lief hê, baie meer natuurlik, of soos jou broer, of soos jou vriend, of uiteindelik deur die bruid as haar man. Dit is waar ons nou is. En Yeshua, in steede van dat hy jou verder wil hê van hom af, wil hy jou nader hê. Hy wil so naby wees dat hy binne in jou is. Dit is iets wat moeilik is vir ons kerkmense of voormalige kerkmense om te verstaan. Omdat die hele kerkstelsel 'n verstandstelsel is waar almal geëer word wat belangrik in die kerk is. Die getitelde wat voorgaan word geëer vanweë sy titel en posisie. Die ouderlinge word geëer. Die ander word geëer. Die ryk mense word geëer omdat hulle baie geld vir die kerk gee. Terwyl Yeshua se evangelie is, julle is almal broers, natuurlik, en susters. En die grootste moet die geringste dien. Eerste moet laaste wees. So, dis 'n groot kopskuif en hartskuif wat ons moet deurgaan om in die korrekte orde te kom. In jou hart het die genoemde gees ook al as 'n embrio in die moederskoot gelê. Jy hoef dus maar net 'n bietjie in jou hart rond te kyk, dan sal jy die goddelike gees alreeds in jou vind. En dit sal jou dan wel woorde leen, waarmee jy maklik hier aan hierdie tafel sal kan verklaar, wat ek vir jou gevra het. Nou moet ons 'n bietjie geskiedenis gaan kyk na Filippo. Hy was nie lank terug, seker 'n paar maande terug, was hy nog 'n absolute ongelowige. Glad nie geglo aan die God van die Judeërs nie. Sover ek onthou was hy ook 'n Griek. En was hy baie skerpsinnig met Yeshua. Hy het eintlik sarkasties met hom die spot gedryf toe hy hom die eerste keer ontmoet het. En toe sê Yeshua vir hom, jou spitsvondigheid gaan jou nie ver kry nie. Wat gaan jy vir my sê as ek vir jou sê, jy het 'n kontrak met my gesluit, dat jy op hierdie aarde vir my sal kom getuig, my sal lief hê bo alles, en vir my sal werk. Dink hy het nog iets spitsvondig daaroor gesê, toe sê Yeshua, ek stuur nou vir Raphael, om jou kontrak te gaan haal. Jy was op die planeet so en so, het jy as geeswese geleef, jy het self besluit om aarde toe te kom, jy het self besluit om vlees aan te neem, en jy het met my 'n kontrak gesluit. En binne oomblikke was Raphael terug, en hy wys hom die kontrak, en hy sien ook die naam wat hy mee bekend gestaan het op hierdie planeet. En Vader open sy gedagtes van die verlede, want al ons gedagtes aan die verlede is van ons al weggevat. Dit is gebeure vir wanneer jy in die volgende lewe kom. En nou herken hy die naam, hy herken die kontrak, hy herken die toestand en die tyd toe hy dit geteken het. En toe val hy daar op sy knieë neer en hy vra om vergifnis vir sy brutaliteit. En wie van ons wat nie die voorreg gaan hê om deur 'n engel die kontrak gebring te word,
het nie dalk ook so 'n kontrak geteken nie. My gevoel sê vir my, byna almal van julle wat hier sit, en wat luister na die nuwe openbaring, en nie aanstoot neem daaroor nie, het met Vader 'n kontrak gesluit om op hierdie aarde vir hom 'n dienaar te wees. En nou hou ons onsself besig met soveel dinge van die wêreld, en ons kom nie werklik uit by die terme van ons kontrak nie. En die terme van die kontrak van almal van ons is dieselfde. Ek sal hom lief hê bo alles en my naaste soos myself. En ek sal dit in dade omsit en doen. Philippot sê, meester, dit kan alles wel korrek wees, en dit kan ook wel so wees dat ek die sleutel daarvoor in my hart sal vind. Maar vir u, o meester, sou dit tog baie min moeite wees om vir ons die groot geheim te onthul. En ons sal beslis baie aandagtig daarna luister. Vir my sal dit egter 'n ontsettende swaar vrag wees. En uiteindelik kan ek dalk nog wel verdien uitgelag word. Yeshua sê, o glad nie. Ten eerste hou my orde in dat as iets vir julle 'n lewensdoel moet hê, dit juis ook deur julle mense ten opsigte van my vry moet ontwikkel en aanskoulik gemaak moet word. En ten tweede is die saak seker nie so moeilik soos wat jy dit vir jou met jou verstand voorstel nie. En wat Yeshua sê is vir ons almal hier 'n les. Ons moet hierdie goed vry in onsself kan vind. En nou het ons die uitstorting van die Gees alreeds deelagtig geword. Die kragtige laatreëns het reeds gekom in die vorm van hierdie nuwe openbaringsgeskrifte. En ons kan deur dit te bestudeer, kan ons nou ook vry ons lewensdoel daarin ontvang. Maar jy moet dit self doen. Anderste, as jy gevoer word die heeltyd, dan bly jy 'n suigeling wat heeltyd bottel soek. Maar iewers op jou pad moet jy besluit, weet jy wat, is lekker om nou by hierdie mense bottel te kry, maar ek moet nou op 'n punt kom van my lewe waar ek vaste spyse kan inneem en ander weer laat drink aan die bottel. Dit is wat 'n werker is, 'n diensknegt in die wingerd. Ek sê vir jou en die ander ek sou vir jou en die ander beter kan vertel, en julle sou my desnoods ook verstaan, maar julle siele sou dit dan, net soos al die ander dinge, vernaamlik in jou harsinkspaleis opslaan, waar dit dan vir die gees in julle bykans geen nut sou hê nie. Want wat die siel in haar harsinkspaleis bewaar, sterf en vergaan mettertyd saam met die harsings. Watter nut kan die gees dan ontleen aan dit wat vergaan is en nie meer bestaan nie? As jy egter jou hart gebruik om dit te ontwikkel, bly dit ook vir ewig in dit wat self ewig is, naamlik in jou gees, en deur hom ook eweneens vir ewig in jou siel. Wat die verstand egter in hom opneem, vergaan, en van alle wêreldse kennis bly daar niks in die siel oor, as sy eenmaal die liggaam verlaat het nie. Dis 'n belangrike openbaring wat hy hier maak, dat al hierdie wêreldse kennis vergaan, wanneer jy oorgaan na die ander kant toe. En iemand wat net wêreldse kennis bymekaar gemaak het, vandag se intellektueles, en die vernaames, en die magtiges, hy kom daaraan met 'n leë kop, eintlik met 'n leë siel, want alles was in die kop, maar waar is die kop nou? Dit lê dalk in die krematorium verbrand, of lê in 'n graf en ontbind, en al die goed wat binne in die kop gestoor was ook. So, dit is 'n situasie waar ons
na ons harte toe moet gaan, en dis moeilik, want ons verstaan dit nie altyd nie. Nou, om dit verstaanbaar te maak, die hart het 'n verstand wat 'n uitstraling het wat 5000 keer sterker is as die uitstraling van jou verstand van die kop. Wetenskaplikes het dit al bepaal. Joshua het dit in die nuwe Openbaring vir ons gesê, en feitelik al Salomo se geskrifte, as jy dit gaan lees, praat hy van die verstand van die hart. Die verstand van die hart. Nou dit is waarmee ons moet dink, is met die verstand van die hart. En dan bly alles wat jy deur die verstand van die hart bekom en bedink, bly dan lewend in jou. En jy kan dit ook enige tyd oproep, of Vader kan dit enige tyd vir jou gee. Onlangs het iemand my 'n baie moeilike vraag gestel, wat ek nie 'n antwoord kon gee nie, en dit het iets baie groot betrek, en ek het gesê ek sal gaan bid daaroor, en ek het my klaargemaak om 'n paar dae nou te bid en te vra, en dan te wag vir die antwoord, of te kyk buite vir die antwoord, hoe Vader ons antwoord, hy antwoord jou partykeer deur die skrif, partykeer deur die natuur, partykeer direk deur die gees. Ek het my vraag nog nie klaar gehad nie, en ek wou begin met die res van my gebed. Oombliklik is 'n gedeelte van die Bybel voor my. Iets wat ek sekerlik vandag, as ek terugdink, 10 of 15 jaar laas gelees het, wat ek eintlik al amper vergeet het. En onmiddellik, toe ek dit in my hart kry, toe weet ek, dis die antwoord. En ek sê net vir Vader, dankie. Nou het ek die antwoord, en ek hoef nie eers te twyfel daaroor nie, want hy het dit direk binne in my geantwoord, in die verstand van my hart het dit opgekom. En dit is hoe ons moet begin leef. Ons moet baie wakker wees vir die stemmetjie in jou hart, en luister na daai stemmetjie, en soek na daai stemmetjie. Want jy sal hom nie kry as jy hom nie soek nie. Dan sal die wêreldse geraas daai sagte stemmetjie verdoof, en jy sal nie hoor nie. Al skree daai stemmetjie, en ek het dit ook al in my lewe ervaar, dat ek voel dat daai stemmie binne in my bors so skree, stop wat jy doen. Moenie voortgaan met hierdie kontrak of hierdie onderneming wat jy saam met 'n ander ou wou doen nie. Ek was al met die kar vroegoggend 4:00 al deur. Ek het die ou opgetel in Benoni, en ons sou Durban toe gaan en daar die kontrak sluit, en ek het 'n groot klomp geld belê daarin. Ons gaan nog oor die Vaalrivier, toe skree hy, ja, dis die Vaalrivier daarby, kan ek nie dorp onthou nie. Toe skree daai stem so hard, draai om. Want nou is ordentlikheid daar, die wêreldse ordentlikheid. Wil nie die ou in die gesig vat nie. Nou ja, ek het duidelik daar, is ek toe gedwarsboom en heeltemal verneek in daai transaksie. Maar dit was my eie skuld, ek kon dit gestop het. En daar het ek 'n besluit geneem, dat as daai stemmetjie skree, dan moet ek luister. Eintlik net, as die stemmetjie sag praat, moet jy al luister. As jy egter jou hart gebruik om dit te ontwikkel, bly dit ook vir ewig in dit wat dit self ewig is, naamlik in jou gees, en deur hom ook eweneens vir ewig in jou siel. Wat die verstand egter in hom opneem, nou dit het ons nou gelees, vergaan, en van alle wêreldse kennis bly daar niks in die siel oor as sy eenmaal die liggaam verlaat het nie. Baie belangrik. Daarom moet julle almal van nou af aan alles in die hart opneem, en alles ook in die hart ontwikkel en uitwerk. Want wat die verstand produseer, is net geskik vir die verganklike lewe van hierdie wêreld, en vir die sterflike liggaam. Siel en gees het dit alles nie nodig nie. Hulle het geen aardse bekleding, geen woonplek, geen akker en geen wingerd nie. Alles sorg voortvloeiend uit die kennis van die verstand, is gerig op die voldoen aan die liggaamlike behoeftes,
wat by die mense jammerlik genoeg so hoë graad bereik het, dat hulle siel en gees deur die grootste deel van die mensdom nooit getel en nog minder bereik kan word. Nou ja, dit is die skoling wat ons gehad het, wat selfs ek moes deurgaan. Jy het gaan skool toe gegaan, en op skool het beroepsvoorligters na jou toe gekom, en die norm by omtrent almal was, ek wil 'n job hê wat goeie geld maak. Daar was mense wat 'n job wou gehad het, sê nou maar, hulle het gevoel om dokter te word, maar saam met dit gaan ook goeie geld. En so het ons 'n verstandsgerigte opleiding gekry en ons lewe so gerig. En as jy eers in Babylon aankom, is dit 'n geveg om die brode wat jou geen kans gee om te gaan rustig sit en oor siel en gees te dink. Eers toe ek alles verloor het, kon ek aan my gees en my siel begin dink en aan begin werk. En tog dan gee hy vir jou, hy sê hierdie goed is nie nodig nie, maar hy het tog genoeg bekleding gegee. Hy het vir my 'n woonplek, hierdie plek gegee wat ek sou verloor het deur die bank. Hy het vir ons akkers en wingerds gegee, wingerde. Hy het vir ons werke gegee, maatskappye ensovoorts waarmee ons kan leef en werk. Maar eers moes ons by hom uitgekom het. Die aardse harsing verstand kan daarom onmoontlik ook iets suiwerlik geestelik opneem en verstaan, omdat dit maar net vir die mens gegee is vir die noodsaaklike versorging van sy liggaam. Slegs die goddelike gees in die hart kan dit doen, naamlik iets suiwer geestelik opneem. Hy moet daarom al vanaf die begin geoefen word. As hy net eenmaal 'n vastigheid bereik het, is die regte lewensorde al so goed as heeltemal daarmee ingestel. Probeer jy dus nou maar om van dit wat ek van jou verlang te ontwikkel, en dan sal jou gees baie voordeel daaraan of daarvan hê. Nou Joshua weet presies dat Philippop so 'n man was, wat geweldig in sy verstand vasgevang was, en nou roep hy hom om die mense in te lig en te leer, en vir hulle te bewys dat 'n verstandsmens kan wel, vanuit die hart, kan hy insig kry, en in hierdie geval oor Joshua se vleeswording op aarde, Vader se vleeswording in Joshua op aarde. So nou gaan ons luister, wat sê hy? Philippop lê uit waarom Jahwe mens moes word. Hoofstuk 1:8-3. Philippop sê, nou dan, ek sal in u naam, wat vir my die mees heilige is, probeer om self 'n uitleg te gee. Ek vind dat as selfs die eenvoudigste mens al 'n bepaalde rede moet hê vir welke simpele handeling ook al, omdat hy andersins geen hand sou uitgesteek het nie, 'n mens des te meer mag veronderstel dat Elohim 'n baie grondige rede moes gehad het om homself as die ewige, alleen ware en suiwer, almagtige gees in die beperkte vorm van die liggaam op te sluit, en so as skepper van alle dinge 'n medeskepsel te word van sy skepsels, wat ons mense is. En ek wil teruggaan, dit is nie in hierdie stuk nie, na die tyd toe hierdie besluit gemaak is, wat vir ons onbepaalbaar terug eonse jare is. Toe die almagtige gees van Vader besluit het om na hierdie rioolput van 'n aarde te kom, waar die hele demoniese helse gespuis hulle self alreeds bevind het. En toe sê hy vir die engele daar, hy gaan nou 'n menslike liggaam aanneem en op daai aarde gaan hy dan leef as 'n mens.
ek dink dis in huishouding, daar het so geween en 'n gehuil en 'n geklaag in die hemele plaasgevind deur die engele. Hulle kon dit net nie verdra nie, want hulle was bang dat hulle skepper kon verloor. En hulle het by hom aangehou, moet dit nie doen nie. Los daai wat teen jou gerebelleer het uit. Hulle moet maar self nou opsnork, hulle kry wat hulle verdien het. En toe vra Joshua vir hulle een vraag. Wat sal die liefde doen vir haar kinders? Waar is die beperking van wat die liefde sal doen vir haar kinders? En toe het dit stil en kalm geword. En hulle het hulle berus by die besluit van Vader. En mense weet dit nie, maar ten tye van Joshua se lewe op aarde was daar oneindige miljoene en miljoene engele altyd teenwoordig in hierdie sweer. Hulle het gekom van waar hulle besig was met hulle werke en hulle was baie nuuskierig om te sien wat gaan hier gebeur. Die skrif praat daarvan by die geboorte. Het die engele kore vir hom gesing. By die kruisiging was al Vader se engele daar en oombliklik op die geringste teken sou hulle elke demoniese gespuis vernietig het wat daar betrokke was met die moord. Maar hulle het nie 'n opdrag gekry nie. Maar hulle het daar bygestaan en saam getreur met die mense wat getreur het. So 'n baie belangrike ding wat gebeur het. En dit wat het 'n groot beroering in die hemel gebring. Dis nie sommer net 'n ligtelike ding. Dis vers 3 net. 3 ja. Soos wat maar alleen die liefde reeds by ons mense die magtige stimulant is vir alle moontlike handelings. So was ook juis die liefde by Elohim beslis die enigste vernaamste beweegrede wat hom deur 'n innerlike drang daartoe gebring het om dit te doen, waardeur u, o Meester, nou as gewyde resultaat in ons midde is, en ons leer om u wil vry in ons te herken, dit tot ons eie besit te maak en vervolgens selfstandig so te handel wat vir u, o Meester, welgevallig is. In my hart sien ek dit baie natuurlik en werklik menslik as volg. Eeue gelede het u idees omvorm tot vaste vorms. Eers was die vorm star en styf, soos alles wat nou nog vir ons sintuie heeltemal leweloos skyn te wees. Uit hierdie groot en skyndooie vorms ontwikkel u van tydperk tot tydperk altyd minder harde en meer lewensvorms wat van homself bewus is, met meer of minder bewegingsvryheid en aktiwiteit. Dit alles is en was slegs 'n voorbereiding en voorproef vir die heeltemal vrye lewe van die daaropvolgende heeltemal vrye mens, wat uit alle ontwikkelings ontstaan het, aan wie u, o Meester, die hoof en basisvorm van u eie fundamentele wese gegee het. En dit was die skepping en die ontstaan van Adam en Eva. Onthou, hulle het 'n verheerlikte liggaam gehad aanvanklik toe hulle geskep was. Maar in daai verheerlikte sielvorm was in elkeen van hulle die hele kosmos teenwoordig. Want in ons siele nou, hier waar ons in liggame is ook die hele kosmos teenwoordig. Elke klein onderdeel van die kleinste mineraal, edelsteen, plant en dier. Dit moet daar wees. En dit is hoekom die aarde so 'n lang voorafgaande ontwikkelingsperiode gehad het. Die mense wat verkondig dat die aarde in 7 dae tot stand gekom het, het uit die aard van die saak nie die nuwe Openbaring nie, waar daar het hy verskillende lewensvorme geskep, en die lewensvorme met 'n siel besiel, en hierdie lewensvorme se siel het oorgegaan na hoër en meer ontwikkelde vorms toe. Daar was nie 'n
evolusie soos wat meneer Darwin verkondig in die skole vandag nie, maar daar was wel 'n groei in sielevorm, of in siele dele, geestelike substans, wat meer en meer ontwikkel geraak het, hoe hoër hulle in die plante, diere en minerale hiërargie beland het. Dink aan 2 diere, dink aan 'n klein lammetjie, en dink aan 'n verskeurende leeu of tier. Dan weet jy, daar's tog in daai lammetjie, wat uiteindelik 'n skaap gaan word, tog baie sagter sieledele in, as in hierdie tier of luiper. En dit is net hoe die skepping gemaak is, om hierdie gevalle sieledele van eens rebellerende wesens te filter, en deur 'n sisteem en 'n proses te bring, dat hulle uiteindelik weer die kosmos siel toestand kan bereik, wat dit vir hulle moontlik is, om as mens op aarde 'n sukses te kan hê, met of rypwording, of in ons geval, met uiteindelike volkome wedergeborenheid, waar ons dan terugkom in die Vaderhuis, as kinders. Maar die proses moes daar wees. Adam en Eva moes deur daai proses gaan. Hulle het natuurlik baie vroeg gefaal. Nou ja, kom ons gaan verder wat hy sê. Vers 4. Het ek nie vers 4 te lees, vers 5, ja. Die mens was nou daar, herken homself en sy goddelike vryheid, beleef baie vreugde aan sy bestaan, aan sy mooi vorm, en kon die dinge wat hom omring, onderskei en tel. Maar baie gou het hy begin om in homself te soek na sy eie oorsprong, en na die van die dinge wat hom ten dienste gestaan het. En toe u, o meester, dit sien, het u goddelike hart vreugde ondervind, en u het vir hom die geleentheid gegee, om u meer en meer te voel en aan u te dink. Onthou die skrif wat sê, hy het in die tuin gewandel, die tuin van Eden. Deur die innerlike stille en geheime openbaring in die hart van die nou vrye mens, wat in alles u ewebeeld was, bring u ewige gees, om eerstens so ver, dat hy kan besef, dat hy met alles wat hom omring, die werk moes gewees het, van 'n almagtige en baie wyse en goeie wese. Deur die toenemende en duidelik wordende insig, moes die nuwe heerlike mens nie alleen die grootste hoogagting en eerbied vir u altyd lewendiger gevoelde skepper van alle dinge kry nie, maar moes sy hart ook van 'n brandende verlange vervul word, om hom slegs eenmaal te sien en te spreek, om daardeur tot die oortuiging te kom, dat sy vermoede van die bestaan van so hoogste wese, wat hierdie groot eerbied en liefde opwek, geen ydelle fantasie was nie. Die groot verlange het gegroei, en die gewyde verlange na u, o meester, het altyd feller gebrand in u gees, in die harte van die eerste mensepaar, wat nog heeltemal onbedorwe was. Hierdie mense het wel van mekaar gehou, maar hulle het mekaar nie herken nie. En daarom verenig hulle liefde tot u, o meester, en wek in beide die altyd groter en vaster vertroue, dat daar 'n groot heilige en almagtige skepper moes gewees het, wat die mens as heerser oor die hele aarde en oor alle dinge geplaas het, omdat alle ander skepsels van die aarde hulle self voor sy wil gebuig het, alles wat geskep was. En hier wil ek net noem vir die nuwe mense, Vader kon nooit deur die mens van aangesig tot aangesig beskou word nie. Ook selfs nie eers deur die engele kon hom sien nie. Vader is deur die gees van die mens aangevoel. Jy het geweet dat Vader nou nader aan jou is, want jy ervaar hom nou by jou.
en hy kan met jou kommunikeer. Hoe daardie mense gekommunikeer het, weet ek nie. Ek dink dit was meer 'n tipe van 'n telepatiese gesprek met Vader, maar niemand kon hom sien nie. Adam kon wel vir Eva sien, en Eva vir Adam, maar hulle kon nie die Godheid sien nie. En dit het dan 'n verlange begin opwek by die mens, om hierdie skepper te kan sien. Die groot verlange het gegroei, en die gewyde verlange na U, o Meester, het altyd feller gebrand in U gees in die harte van die eerste mensepaar wat nog heeltemal onbedorwe was. Iets wat ons baie mooi moet sien, dat in die Vader het dit ook al hoe feller gebrand, die liefde om sigbaar te word vir sy kinders, omdat die kinders se liefde tot hom was om hom graag te kan sien. En nou weet ons, dat die eerste val van Lucifer het hoofsaaklik daaroor gegaan, dat die engelgeeste ook nie vir Vader kon sien nie, en toe Lucifer sê, maar ek is God, want hy is nou die vernaamste engel geskape, toe sê hy, ek is God, en 'n derde het hom geglo, en agter hom aangegaan, tot hulle verderf, omdat hulle die Vadergees nie kon sien nie. Hierdie mense het wel van mekaar gehou, maar hulle het mekaar nie herken nie. Daarom verenig hulle liefde tot U, o Meester, en wek in beide die altyd groot en vaster vertroue, dat daar 'n groot, heilige en almagtige skepper moes gewees het, wat die mens as heerser oor die hele aarde en oor alle dinge geplaas het, omdat alle ander skepsels van die aarde hulle self voor sy wil gebuig het. Nou meer duidelik vir ons. Toe hulle verlange om U in 'n sekere sin persoonlik te leer ken, 'n hoogtepunt bereik het, was U ook in U goddelike hart getref, en U het die innerlike gesig van die mens geopen. Skep vir U self tydelike eteriese mensevorm, en vertoon U so aan die mens wat na U gesmag het. Toe eers sien die mens die oorgrootte heilige waarheid, en die volle werklikheid van sy vermoedens, en hy was baie verheug in U, maar hy het ook 'n teregte vrees vir U gehad, omdat U hom net soos alle dinge geskape het. En reg deur die geskiedenis van die Bybel het Vader vir hom 'n liggaam aangeneem. As julle die boeke van huishouding gelees het, sal julle sien dat hy gekom het na die aarde as Abidam, en die mense het hom eerstens nie herken nie, en toe uiteindelik toe herken hulle die Vader in hierdie liggaam gestalte. Hy het na die aarde toe gekom in die vorm van Melchisedek, wat 'n menslike vorm gehad het, gebore was op aarde, maar na 40 dae weggeneem was, en op 'n ander eteriese vlak groot gemaak was, en na die vloed het Vader in hierdie vorm Melchisedek, het hy gekom as die koning van Salem, en al die aardsvaders het hom gaan besoek, en Genesis 14 getuig daarvan. Hulle het saam met hom geëet, hulle het hulle tiendes van hulle wyn en van hulle vee en goed gebring na die kasteel toe. En uiteindelik, hier omtrent in Jakob se seun se tyd, toe gaan niemand meer na die kasteel toe nie. En toe sê Vader toe, wat bly daar vir my oor? Toe verlaat ek die kasteel. Toe gaan ek terug na my ewige troon toe. En later lees ons dat hy ook vergestald in liggaam van 'n engel vir Joshua besoek het, hy het vir Abraham besoek, en verskeie ander plekke op aarde. En dit was als tydelik gewees. En daar moes 'n permanente situasie kom, wat die Vader vir ewig in 'n menseliggaam sou verenig. Die mens was toe goed en suiwer soos 'n son. Niks het sy sinne vertroebel nie. En dit wat 'n mens nou hartstog noem,
kon sy gewyde hart hom nog nie indink nie. Maar u, o meester, het baie goed geweet dat die menslike vorm die lewe slegs deur die asem van u wil het, en nou in staat was om aan sy eie innerlike ontwikkeling te gaan werk, om die vrye selfstandigheid te verwerf. U het hom onderrig gegee, en het hom altwee die weë getoon, die ene wat na die godgelyke vrye selfstandigheid voer, en die ander wat na die geoordeelde en dus volledig onselfstandige bestaan voer. Een gebod was die noodlottige wegwyser en tevens die bedoelde dubbele weg. Omdat die gebod egter vir die nuwe mens dit sou wees wat dit moes wees, moes u die mens 'n verleider saamgee om hom te prikkel om die gebod nie te hou nie, sodat die mens dan uit eie onwrikbare wil die gebod sou hou en getrou in ag sou neem. En dis basies wat daar in die paradys gebeur het. Die Vadergees wat die mens besoek het en saam gewandel het in die tuin en wat toeganklik was vir die mens, het die mens verlaat en vir hom gesê, jy moenie dit of dat doen nie. Onder andere het die Gees vir hulle gesê, moenie dat 'n verwekkingshartstog of gedagte in julle opkom nie. Ek sal terugkom wanneer julle ryper is en dit dan vir julle verklaar. En dis presies hoe die verleider wat hier staan ingekom het in die vorm van Nagash, wat slang beteken, en dit was 'n baie aantreklike man, een van die gevalle engele, wat hom, hulle kan van vorm verwissel. Hierdie gevalle engele is ook androgenies, hy kon hom as 'n vrou voordoen en as 'n man, en so het hy hom as man voorgedoen vir Eva, en daar het goed gebeur wat nie toelaatbaar was nie, en later het hy sy gedaante verwissel of verander, en na Adam gegaan, as 'n pragtige vrou. Al hierdie goed staan in die huishouding van Elohim, wat verlore geraak het as 'n boek met die naam van die oorloë van Jahwe. En daarom het Adam ook geëet van die appeltjie, en so het hulle dan hulle heerlikheid verloor, en het hulle in die sin naak geword, want hulle het hulle geestelike omhulsel verloor, waarin hulle geskep was as verhewe wesens, en het hulle van hulle vlees bekend geraak. Hulle is nou vleeswesens, hulle is nou soos al die ander diere in die paradys. So, dit is waar dit begin het, en hy kon ons almal so geskape het dat ons nooit sou oordeel, sou verkeerd optree. Ons sou altyd almal die regte ding doen. Maar wat het jy dan aan so 'n kind, wat eintlik basies in wese 'n robot is? Iets wat jy geskape het om presies dit te doen wat jy wil gedoen het. Dit is soos om jou rekenaar of jou selfoon lief te kry soos 'n kind. Jy kan nie. Maar hy doen tog alles wat jy sê. Hy is so geprogrammeer. En daarom was die vrye wil wat hy aan die mens gegee het, die grootste gawe wat dit vir jou en my moontlik maak om die hoogste vlak van goddelikheid te bereik, om self Elohim te word, self gode te word, saam met hom, en te heers, saam met hom onder hom, terwyl ons hom nou kan sien, en kan lief hê, en met hom kan gesels, en allerhande dinge deel soos wat ons nou met mekaar as mense deel. Sekerlik gaan hulle ook 'n paar grappies maak. Sekerlik gaan ons saam met hom huil. Sekerlik, hy het dit iewers gesê in 'n openbaring, ons moet ook tyd afvat. En hy wys die ouens die nuwe Jerusalem, 'n verheerlikte stad waar vir elkeen wat daar kom 'n kamer is.
Maar hy vat hulle ook na 'n ander plek toe, langs 'n rivier, in die gees nou. En daar is 'n eenvoudige hutte. Hy sê, dis waarheen ons kom, wanneer ons bietjie wil wegbreek. So hy moet ook afvat, vakansie hou. Kan jy dink hoe heerlik dit is as jy saam met hom kan gaan na so 'n afgeleë plek en saam met hom wat nou 'n ewig lewende mens is om 'n kampvuur te sit. Miskien haal iemand 'n gitaar uit en begin ons sing vir hom. Want in die hemele is alles saam net op hom en sy skepping gerig. Die grootheid daarvan. Ek sluit af. Dankie.